Ons kom terug na 'n tema wat ons gedagte, wat ons al 'n hele paar keer aangeroer het, naamlik nederigheid. Die teenoorgestelde hoogmoedigheid is nie 'n baie goeie eienskap vir iemand in die gesin van die Here nie. So 'n meubelstuk sal nie baie goed afgaan by die ander nie. En wanneer ons in Matteus 23 vers 12 lees, sien ek daar staan: wie hoogmoedig is, sal verneder word. En wie nederig is, sal verhoog word. So as iemand begeer om verhoog te word, met ander woorde, om 'n beter posisie in die gesin in te neem, om 'n belangriker funksie te verrig, miskien 'n groter verantwoordelikheid te aanvaar, iemand wat meer wil die liefde van die Here aan ander oordra, begin by nederigheid. Want so 'n persoon het 'n waarborg. Sy sal verhoog word. In Filippense 2 vers 3 en 4 staan: moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Petrus praat ook hieroor in 1 Petrus 3 vers 8 waar hy sê: wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Die feit is dat al hierdie ander mooi eienskappe eintlik nie werklik tot hulle volle reg kan kom in 'n hoogmoedige persoon se lewe nie. Maar nederigheid kan hierdie dinge baie duidelik na vore laat kom. En daarom sê hy dan ook in 1 Petrus 5 vers 6: onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. So, kom ons sê dit vir mekaar. Nederigheid is nie altyd 'n populêre eienskap nie. Mense soek nie noodwendig daarna nie. Maar as ons dit najag, kan ons verwag dat die Here ons wel sal verhoog. Kom ons loop mooi in nederigheid.